Goeiedag, baie welkom by Joy radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag hier in ons Sluit die Woord gaan ons praat oor die belangrikheid van woorde en hoe ons woorde fyn moet kies. Almal van ons praat, almal van ons kommunikeer en almal van ons gebruik elke dag woorde. Maar besef ons regtig wat die implikasie is van die woorde wat ons gebruik, van dit wat ons sê of die woorde wat uit ons mond uitkom? Ons almal gebruik woorde om te kommunikeer en baie keer kommunikeer ons dinge wat belangrik is, baie keer kommunikeer ons negatiewe dinge en baie keer kommunikeer ons dinge wat ons bly maak. So vir ons is dit baie belangrik om te besef dat ons woorde saak maak, dat dit baie belangrik is dat ons op ons woorde moet let. Dat ons moet seker maak dat dit wat ons sê nie sommer net vinnig by ons mond uitgeglip het nie, maar dat ons regtig dit oordink het voordat ons gepraat het. In die woorde van die Psalm, sit 'n wag voor my mond, Here. Daarom moet ons ook in ons lewe maar hierdie gebed baie keer bid en vir die Here vra om ons eerder stil te maak voordat ons te vinnig praat, want woorde kan genees of woorde kan seermaak. En ek dink daarvan is ons almal in ons lewe baie bewus. Ons het self al deurgeloop onder mense se woorde wat seermaak en ons het self al deurgeloop onder mense se woorde wat ons goed laat voel. Maar die teenoorgestelde is ook waar, dat 'n mens moet vra hoeveel mense het onder ons deurgeloop met swaar kry omdat ons woorde dit vir hulle swaar gemaak het. Of hoeveel mense het ons bemoedig en het ons opgehef deur goeie positiewe woorde te praat. En daarom moet ons seker maak dat ons wanneer ons woorde gebruik, ons nie selfsugtig moet wees wanneer ons woorde gebruik nie. En ek weet, die woordjie ek kom soveel keer voor in ons gesprekke en baie van ons argumente sentreer ons maar rondom die woordjie ek, wat baie selfgerig is, wat baie maar om die eie persoon gaan en waar jy inligting en alles maar wil verstaan vanuit jou eie bestaanswêreld, sonder dat jy dan in ag neem dat daar 'n klomp mense is met ander menings of dat mense op 'n ander manier na dinge kan kyk. En daarom moet ons versigtig wees dat ons nie onsself vooropstel met ons woorde nie. So wat ons sal help is om meer geestelik daaroor te dink of meer geestelik te dink oor woorde of die aanwending van woorde. Want wanneer ons kyk na ons geestelike lewe, dan besef ons dat ons aan die Here behoort, dat hy in ons lewe is, dat ons gered is, dat ons die lewende God aanbid, dat ons in gehoorsaamheid moet leef, dat ons in liefde moet leef, dat ons in harmonie en vrede moet leef en al die belangrike beginsels van die skrif. En wanneer ons dit in ons harte bewaar, dan sal dit natuurlik ook in ons woorde na vore kom, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Daarom moet ons, wanneer ons aan woorde dink, in die eerste plek daaraan dink dat ons dit geestelik moet sien en dat ons woorde geestelik ook moet toets, geestelik moet filter, om seker te maak dat dit wat ons sê vir die Here aanneemlik sal wees. Soos Psalm 19 vers 15 dit baie mooi uitlig. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Mag ons saam met hierdie digter hierdie woorde bid, dat alles wat ons dink en sê vir die Here aanneemlik sal wees. En hierdie versie leer dan ook vir ons hoe belangrik dit is, dat ons met die regte gesindheid oor ons woorde moet dink, dat ons met die regte ingesteldheid moet praat, dat ons met die regte intensie moet praat, en dat die intensie waarmee ons woorde gebruik, moet wees om God te verheerlik deur alles wat ons sê. En dit is natuurlik vir elkeen van ons 'n baie groot uitdaging. Weet nie van jou nie, maar baie keer glip hier woorde by my mond uit, wat ek na die tyd dink, miskien kon ek bietjie meer gedink het voor ek iets gesê het. En baie maal dan dink ek aan die Psalm, wat so mooi sê, Here, sit 'n wag voor my mond. En ek weet nie of dit van jou ook waar is nie, maar ek dink ons as mense het soms die geneigtheid om vinniger te praat as wat ons dink. En daarom is die woorde van Psalm 19 vers 15 so belangrik. Mag wat ek sê en wat ek dink vir U aanneemlik wees, Here. So ons woorde reflekteer wat in ons harte aangaan, want waarvan die hart vol is, loop die mond van oor, en dit maak ons gesprekke
as kinders van die Here dan geestelik. So maak nie saak wat ons kommunikeer nie, watter woorde ons gebruik nie. God moet daardeur verheerlik word. En dan filter dit 'n klomp woorde uit ons woordeskat uit, want daar's 'n klomp woorde wat nie by Christene hoort nie. So God het aan ons die vermoë gegee om te praat, maar God het ook aan ons die verantwoordelikheid gegee om reg te praat, dat hy daardeur verheerlik moet word. En dat ons hom moet eer, dat ons hom moet gehoorsaam, dat ons in vrede moet leef, dat ons in liefde met ander moet leef, dat ons liefde moet uitdra en die evangelie moet uitdra. En daarom kan ons sê dat ons gesprekke sielsgesprekke moet wees, dit moet hartsgesprekke wees. Ons moet uit ons harte uitpraat, ons moet onsself wees. Ons moet regtig dit wat in die binnekant van ons is, na vore bring in ons woorde. En dit word gebou op geestelike hernuwing. Geestelike nuut word elke dag, geestelik elke dag verander na die beeld van jou Skepper, want as jy dit kan regkry, dan sal jou woordeskat daarby aanpas. So ons manier van praat moet deur ons geestelike lewe bepaal word. As ons harte deur God laat beheer, sal daar woorde van wysheid, waarheid en liefde uit ons monde uitkom, en ons woorde sal getuig oor wie oor ons harte regeer. En daarom moet ons 'n klomp dinge vermy. Ons moet ligsinnige praatjies vermy. Ons moet ander mense opbou met ons woorde. Deur woorde kan ons wysheid leer. Ons moet praat oor ongeregtigheid. Ons moet praat oor die evangelie. Bo alles moet ons woorde onder leiding van die Heilige Gees, die woord van die Here, met krag uitdra. En dit is hoofsaaklik waaroor kommunikasie vir ons dan gaan, om oor die Here te praat. So woorde het krag, sien ons. God se woord sien ons by die skepping. Hy het met sy woorde geskep, en ons sien deur sy skepingswoorde hoe belangrik dit is dat ons ook op ons eie woorde moet let en moet seker maak dat ons woorde reg aanwend. Ons is geskape om te kommunikeer, en daarom moet ons volgens Bybelse standaarde kommunikeer. En dan natuurlik weet elkeen van julle wat gesê word dat woorde lewe of dood natuurlik kan dra. Die krag kan hê om lewe of dood voort te bring. En dan spring ons na Jakobus 3 vers 1 tot 12 toe, want ons aksies volgens Jakobus is baie belangrik. Vir Jakobus is geloof wat nie oorgaan in dade nie, 'n dooie geloof. En daarom is dit belangrik dat 'n geloof ook 'n gesig moet hê. En net so belangrik is ons woorde, veral van hoe ons tong beheer. Want ons tong is een van die belangrike dele van ons liggaam wat ons nie altyd besef hoe goed of hoe gevaarlik dit kan wees nie. Jakobus skryf in hoofstuk 3 vers 1, my broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. En hiermee wil hy eintlik dan ook sê, dit gaan oor die voorbeeld, dit gaan oor dit wat geleer word, dit gaan oor die kommunikasie, dit gaan oor die tipe woorde wat gebruik gaan word. So woorde is algemeen vir ons. Dis vir ons baie maklik om woorde te fabriseer, om woorde te gebruik, om dinge te verduidelik. En dit kan gebeur dat die belangrikheid van een woord verlore kan gaan, wanneer ons te veel woorde gebruik, wanneer ons te veel praat, wanneer ons 'n stortvloed van woorde gebruik, kan ons natuurlik oppervlakkig raak. En hoe belangrik is jou woorde? Hoe belangrik is 'n woord vir jou? Dink byvoorbeeld aan die ouers of familie of 'n persoon wat sopas gehoor het hoe iemand ja sê op die huweliksbevestiger se vraag, wat vra of hulle die huwelik gaan verbind en of hulle mekaar aanvaar en gaan lief hê as huweliksmaats. Dink ook byvoorbeeld aan iemand wat in die hof staan, wat wag vir die woordjie onskuldig, en hoe belangrik daardie woordjie op daardie oomblik vir daardie persoon is. So woorde het 'n kragtige impak. Woorde kan 'n lewe verander. Woorde kan in 'n oogwink 'n verhouding verander. So dit kan goed gebruik word, of dit kan deur die bose gebruik word. So woorde maak saak. Of jy nou 'n leermeester is, soos Jakobus sê, en of jy net jouself is, wat 'n gesprek voer, jy moet onthou dat jou woorde belangrik is, en dat jy jou woorde reg moet kies. So niemand is sonder sonde nie, want iemand wat nie
sondig met wat hulle sê nie, is volmaak, en die enigste persoon wat volmaak was op aarde is Jesus. So baie keer sondig ons deur dit wat ons sê, en maak ons mense dalk daardeur seer, of ons wys op so 'n manier ons ongehoorsaamheid aan die Here. Ons lees by Jakobus dat ons wilde diere kan tem, maar die tong van die mens is ontembaar. 'n Skip kan jy stuur met 'n roertjie, maar die tong kan jy nie tem nie. Die tong kan jy nie beheer nie. 'n Vuurhoutjie kan 'n woud afbrand, skryf Jakobus. So gevaarlik is die tong ook. Met die tong steek mense dinge aan die brand, en dit is hoe gevaarlik dit is. So 'n tong wat nie beheer word nie, kan oneindige skade veroorsaak. Nou, hoe bring ons tong onder bedwang? Hoe beheer ons tong? Jakobus skryf, uit dieselfde mond kom vloeke en seëninge, en so moet dit wees nie, want 'n fontein laat nie tog uit dieselfde oog vars en brakwater opborrel nie. En ons moet dan gaan dink aan ons eie tong. Hoe ons tong gaan beheer. In 'n begrafplaas in Engeland is daar 'n graf met die woorde, "Beneath this stone, a lump of clay, lies Arabelle Young, who on the 24th of May began to hold a tongue." En hierdie inskrywing op die grafsteen sal ook eendag van ons waar word, want eendag sal ons tong ook soos Arabelle se tong stil raak en ophou om te beweeg. Maar die groot vraag is, wat gaan ons intussen met ons tonge doen? Gaan ons God loof en prys? Gaan ons vrede maak? Gaan ons liefde kommunikeer? Of gaan ons dit gebruik vir die negatiewe? En dit is vir ons belangrik om te vra. Wanneer ons gaan kyk natuurlik na die skrif in hierdie opsig, dan sien ons in Spreuke 1 vers 2 tot 7 hoe belangrik Spreuke is, want Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig, en wie die nodige kennis het, kan die kinders aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. Kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. En daarom kom die Spreuke skrywer in hoofstuk 4 en hy sê vir die gehoor, moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak die wysheid jou metgesel. Dit sal jou beskerm as jy dit liefhet. Moenie my woorde vergeet nie. En hierdie het ons seker ook al in ons eie lewe gehoor, dat mense vir ons gesê het, wat ek vir jou nou gaan sê, is baie belangrik en ek wil graag hê jy moet dit onthou. So woorde kan ons lewe maak of dit kan ons lewe breek. Ons weet natuurlik dat goddelose mense se woorde geweld inhou. Daarvan lees ons in Spreuke 10 vers 6. Ons lees dat daar steek geweld agter die mooi woorde van 'n goddelose. So ons weet ook dat woorde gevaarlik kan wees en dat goddeloses woorde gebruik om mense om die bos te lei. Maar eintlik wat 'n mens hier moet onthou is dat dit bitter gevaarlik is, dat goddeloses woorde so aanwend dat mens moet besef daar steek geweld agter hulle woorde. Maar in Spreuke 10 vers 11 lees ons die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. En dit is natuurlik waarby ons inkom. Dit is waar ons inkom, waar ons met ons woorde geluk bring, waar ons met ons woorde vreugde bring. En dit is presies wat die Bybel ook van ons verwag. En daar is wysheid in die woorde van die wat insig het. So ons weet hoe belangrik dit is dat die tong baie krag het. Ons lees verder in Spreuke 12 vers 14. 'n Mens kan voorspoedig word deur altyd die regte woorde te gebruik. En hierdie voorspoed sluit natuurlik in vrede en harmonie en goeie verhoudings met alle mense en dat daar in vrede gelewe word. Natuurlik ook sluit hierdie voorspoed in om die seëninge van die Here te ontvang, om natuurlik die vrugte te pluk van die wyse dinge wat gesê word en hoe mooi daaroor alles gedink word wat by die mond uitgaan. En dan weet ons ook, wie hom nie aan die woorde van die Here steur nie, sal gevolge dra. Maar wie eerbied het vir die gebooie vir die Here, sal goeie vrugte pluk. En hierin sien ons hoe belangrik dit is dat ons in gehoorsaamheid teenoor die Here moet lewe en dat ons moet steur aan sy woorde. Ons moet regtig sy woorde ernstig opneem en in ons lewe daadwerklik aandag gee aan wat die Here vir ons
wil sê. Ons kyk verder na Spreuke 15 vers 2. Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks. 15 vers 4. 'n kalmerende woord bring lewe. 15 vers 26. Aangename woorde is vir die Here aanneemlik. En dit moet ons inspireer dat ons in ons lewe moet dink, hoe gaan ons hierdie tipe woorde gebruik? Hoe gaan ons hierdie woorde gebruik wat lewe skep? Hoe gaan ons die woorde gebruik wat ander mense se lewens kan bemoedig, ander mense se lewens kan ophef, ander mense se lewens natuurlik positief kan beïnvloed? En wie ag gee op die woorde van die Here sal voorspoed geniet. Wie op die Here vertrou, met hom en haar gaan dit goed. So, wanneer ons ag slaan op God se woorde, sal ons voorspoed geniet. En hierdie voorspoed sluit natuurlik die seëninge van die Here in. Dit sluit natuurlik in die Here wat deur sy wonderlike genade vir ons sal raak sien en vir ons die voorspoed wat van hom afkom in ons lewe laat ervaar. 'n Mens wat met wysheid bedeel is, word verstandig genoem, want hy en sy kan hulle woorde reg kies en daarmee kan hulle ook ander mense leer. En dit kan slegs gebeur wanneer daar ag geslaan word op God se woorde, wanneer God se woorde as belangrik aanvaar word en as belangrik toegepas word in elke gelowige se lewe. So 'n wyse mens praat verstandig. 'n Wyse mens kies sy woorde. 'n Wyse mens kies sy woorde so dat hy en sy die voorspoed daarvan kan pluk. En dan sien ons in Spreuke 16 vers 24, aangename woorde is heuningsoet en geneeskragtig vir die mens. Kyk net hoe mooi word die positiewe komponent van woorde hier beskryf in Spreuke 16 vers 24. In Spreuke 17 vers 27, wie kennis het, kan spaarsamig met sy woorde wees. 'n Mens met insig bly kalm. Die woorde van 'n mens kan diep waters wees, 'n bruisende stroom, 'n bron van wysheid. Deur die regte woorde te kies, kan 'n mens sy geestelike honger stil. Die Here sorg dat die regte insig behoue bly. Hy sorg dat die woorde van 'n onbetroubare mens geen uitwerking het nie. En dit is ook belangrik dat ons moet onthou dat ons deur mense seergemaak word, deur dit wat mense sê, die woorde wat uit hulle mond uitkom, eintlik baie keer vir ons soos 'n messteek is, of soos 'n pyl in die rug. Maar hier lees ons in Spreuke 22 vers 12, sorg die Here dat die woorde van 'n onbetroubare mens geen uitwerking het nie. So ons kan weet dat die Here vir ons beskerm teen enige vorm van negatiewe spraak, enige vorm van kritiek, of selfs enige vloeke wat mense op ons wil uitspreek. Daarom moet ons leer dat ons nie te vinnig moet praat nie. Ons moet nie sommer oorhaastig ook 'n belofte aan God maak nie. Ons moet liewerster seker maak dat ons woorde min is, dat ons woorde selektief kies, want baie doenigheid bring baie drome en baie praat lei tot 'n onverstandige woorde. Lees ons in Prediker 5 vers 1. En dit leer vir ons dat ons in ons menswees ook stiller moet word, dat ons ook tot ruste moet kom in onsself, dat ons nie alles net wil aframmel deur 'n klomp dinge vinnig te hanteer nie, dat ons nie alles met 'n stortvloed van woorde wil hanteer nie. Kom ons kyk byvoorbeeld ook na Jesus se woorde in Matteus 6 vers 7 tot 8. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. En hierdie is vir ons ook belangrik, dat ons nie in ons geloofslewe moet dink dat ons 'n stortvloed of 'n oorvloedige woorde nodig het om ons geloof te kommunikeer nie. Ons hoef ook nie lank te bid nie. Ons hoef ook nie baie woorde te gebruik nie. Jesus sê hier dat die Vader weet wat ons nodig het voordat ons vra. En daarom wanneer ons uit ons harte uitpraat, wanneer ons praat met die Here, dan moet ons praat in opregtheid, dan moet ons praat oor wat regtig in ons hart aan die gang is. En dieselfde moet waar wees wanneer ons praat met ander mense, wanneer ons praat oor hoe dit met hulle gaan, wanneer ons in mense belangstel,
wanneer ons by ons werk na mense moet luister, wanneer ons by ons werk met mense moet praat, moet ons besef dat ons woorde 'n groot invloed kan hê, en almal van ons is slim genoeg om te weet wat ons nie moet sê nie, om te weet wat ons wel moet sê, en hoe ons moet reageer teenoor mense. Maar Jesus leer vir ons hier, wanneer dit kom in ons geloofslewe en in ons verhouding met God, hoef ons nie baie woorde te gebruik om God te probeer daardeur, soos die Engelse sê, impress nie. Ons hoef nie God te beïndruk nie. Die Here weet wat in ons harte aangaan. En daarom is dit ook belangrik in ons gebed, want dit is waaroor Jesus hier praat. Wanneer ons woorde gebruik in gebed, kan ons by hom leer om die regte woorde te gebruik. En daarom leer hy vir ons in ons gebedslewe om te bid tot die Vader wat in die hemel is. En dan natuurlik die bedes wat saam met dit gaan. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. 3 kort sinnetjies wat die essensie van ons geloof en ons geloofsbegeertes natuurlik saamvat. En dan ook gee ons daaglikse brood, vergewe ons sondes en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ook kort sinsnedes. So die hele Onse Vader gebed is in kort 'n baie kragtige gebed en 'n voorbeeld van hoe min woorde eintlik baie meer kan beteken as wat ons dink. En dit leer vir ons dan natuurlik ook in ons lewe om dinge eerder te kompakteer, dat ons eerder in ons lewe dinge op sommender wys sal sê as wat ons dit in breë trekke wil kommunikeer. Ons lees natuurlik ook van Jesus in Matteus 7 vers 24 tot 29. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor, sê Jesus, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, is natuurlik soos 'n man wat sy huis op die sand gebou het. So die woorde van Jesus is vir ons belangrik in ons geloofslewe. Want wanneer ons die regte woorde wil praat, sal ons dit slegs kan regkry wanneer ons die woorde van Jesus in ons lewe ons eie maak. Want wanneer Jesus se woorde in ons lewe realiteit is en realiseer, sal ons woordeskat ook daardeur beïnvloed word. En Jesus sê vir ons ook in Matteus 10 vers 14, as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde luister nie, gaan uit die stad of uit die dorp en skud julle voete af. So Jesus leer ook vir ons dat ons woorde, wat ons oor hom praat, daartoe kan lei dat mense ons verwerp. Maar Jesus waarsku ons dat dit kan gebeur, maar dat dit ons nie moet onderkry nie. En daarom sê hy vir hulle, skud die stof van julle voete af. In Matteus 12 vers 36 en 37 lees ons, sê Jesus, ek sê vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. En is dit nie 'n baie sterk uitspraak hierdie nie? Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. En dit natuurlik waarsku ons dan ook dat ons moet let op die woorde, dat ons moet seker maak dat ons die regte woorde uitspreek. In Markus 8 vers 38 lees ons dat Jesus die volgende sê, wie hom haar dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue sondige geslag, vir hom en haar sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. So Jesus leer vir ons hier, dat ons oor hom moet uitspreek, ten spyte van die situasie of die mense waarin ons onsself bevind. En die woordjie wat hier gebruik word is die woordjie skaam. Wanneer ons skaam, is daar natuurlik vir ons probleme. So ons moet leer dat ons nie skaam moet wees vir die evangelie nie. In Handelinge 2 vers 40 lees ons van Petrus wat getuig, en ons lees dat daar sy woorde mense aangevoer het en aangespoor het. Met baie mense het hy hierdie woorde gebruik om hulle aan te spoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit.
En dan natuurlik moet ons ook weet, dat wanneer ons swak is, dat die Heilige Gees vir ons intree met woorde wat ons self nie eers kan uiter nie. En die Heilige Gees is die een wat dan in hierdie omstandighede vir ons intree. Paulus gaan verder en dan sê hy die tipe woorde wat hy gebruik is nie groot woorde of geleerdheid nie. Hy sê, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie, maar ek het gekom in angs en bewing en bewus van my swakheid en met groot huiwering. So selfs die grote Paulus, wat die groot geheimenis van die Here verkondig, gaan met huiwering en hy gebruik eenvoudige woorde om mense te leer. Hy leer ons verder in 1 Korintiërs 2 vers 13, dat hulle mense geleer het met die woorde wat die Gees leer, nie met woorde wat die wêreld leer nie. En daarom moet ons dit ook ons eie maak, dat ons ook in ons lewe kan weet, dat die Here vir ons gebruik. Kyk byvoorbeeld ook in 1 Tessalonisense 1 vers 5, die evangelie het bloot nie net met woorde tot julle gekom nie, maar ook met die krag van die Heilige Gees en met volle oortuiging. So hierin sien ons dat die woord wat ons gebruik kragtig is. Ons het vandag gesien in die program dat dit wat ons sê belangrik is. Ons het gesien dat daar soveel tekste in die Spreukeboek is wat ons leer hoe goed en sterk en kragtig positiewe woorde is. Ons het gesien hoe gevaarlik slegte woorde is. Ons het gesien dat die Here goeie woorde beloon, maar dat slegte woorde gestraf word. Ons het gesien dat Jesus vir ons uitdaag, uitnooi en leer om aan sy voete te sit, om te kyk hoe om woorde te gebruik, hoe om woorde te gebruik in gebed, hoe om woorde te gebruik wanneer ons oor hom praat, en hoe om woorde te gebruik wanneer ons met ander mense praat. Jesus gee vir ons al daai inhoud. Jesus leer vir ons 'n nuwe taal aan. En hierdie taal is die taal van die evangelie, is die taal van die koninkryk van God. Dit is die taal van die nuwe mens, wat dan ook die eienskappe dra van mense wat aan hom behoort. Ons het ook gesien dat God in die begin geskep het deur woorde, deur sy woorde het dinge tot stand gekom, en so weet ons ook dat ons woorde, in ons woorde kan daar lewe of dood wees, daar kan genesing wees of daar kan siekte wees. So ons moet ook met ons woorde baie versigtig omgaan en seker maak dat wat ons sê en wat ons dink vir God aanneemlik sal wees. Dis die Psalm wat ek aangehaal het, Psalm 19 vers 15. Ek hoop dat hierdie program jou 'n bietjie laat dink het oor jou eie woorde. Ek dink definitief aan my woorde as ek na al hierdie teksgedeeltes luister, en dit tref 'n mens opnuut hoe belangrik dit is dat ons ons woorde reg moet kies en dat ons moet seker maak dat ons die woordeskat van die koninkryk gebruik wanneer ons met mense praat. Onse Vader wat in die hemel is, aan U kom toe die lof, die eer, die dank en aanbidding. Leer vir ons elke dag meer en meer die woordeskat van die koninkryk aan. Leer vir ons die woordeskat, Vader, wat U wil hê ons moet praat, wat U wil hê ons in ons lewe moet kommunikeer. Vergewe ons waar ons dinge gesê het wat ander mense gebreek het. Vergewe ons as ons dinge gesê het wat mense benadeel het. Here, en kom help vir ons dat ons van vandag af met ons woorde sal bou, dat ons nie sal breek nie, dat ons met ons woorde sal praat oor wat lewe gee, wat helend is, wat mooi is en wat nuut is wat U vir ons gee. Vergewe ons as ons swartgallig is en op die negatiewe dinge die hele tyd wil fokus, en help vir ons dat ons vanuit die teenwoordigheid van U Gees sal lewe. Dit bid ons alles in Jesus se naam. Amen.